Dr. Eugene Kemp. Dr. Eugene Kemp, ons shrink. Vandag gaan my gedagtes ver terug in my kinderjare, al die sogenaamde cowboy flieks, en ek dink in die besonder aan waar daar oorgegee word, gehands-up word, en ek wil graag die gedagtes so 'n bietjie verder vat. Wanneer 'n mens oorgee in 'n oorlog, is daar, en ek bedoel, ons het dit gesien nou ook met al die oorloë in Gaza en Oekraïne, is dit eintlik 'n oorgee na 'n plek toe waar jy minder het as wat jy gehad het voor jy oorgegee het. Maar ek wil graag praat oor miskien 'n ander oorgee. Ek weet dat baie van ons deur die terugslag van die lewe so hard geslaan word dat ons baie keer op 'n punt kom waar ons net nie meer kan nie en dat ons dan oorgee. En dit is 'n baie slegte plek om by te kom, maar daar's 'n oorgee wat die Bybel van praat, wat vir ons eintlik net soveel wins in die sak bring. Ek lees vir jou in Romeine 12, sê dit: "En nou doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God," en dan die gedeelte waarop ek die klem wil lê: "Gee julleself aan God as 'n lewendige en heilige offer, wat vir hom aanneemlik is." Ek dink so baie aan die woorde van my ouers en grootouers, altyd gesê, alles wat te is nie goed nie. Maar wanneer dit kom by hierdie gedeelte, is daar nie 'n te nie. Dis 'n alles of niks. En ek dink dis die moeilike vir ons, dat soos wat die jare aanstap, en my verhouding met die Here ook groei, besef ek dat ons kan nie areas hê in ons lewe wat nie oorgegee is nie. Daardie areas wat nie oorgegee is nie, is baie keer soos 'n kankersel wat groei en naderhand al die gesonde selle in ons liggaam ook dan skade berokken en verwoes en vernietig. Maar soos wat mense ouer word, het 'n mens heel moontlik die kuns vervolmaak om geestelik baie toegewy te lewe. Maar dis nie genoeg nie. Dit gaan, en dit is nie hier nou 'n wettiese, amper hierdie swaar juk van ons moet nie. Maar is daar die vryheid van om te besef dat ek kan niks terughou, niks is in elk geval myne nie. Werklik te kyk waar hou ek nog styf vas aan sekere areas in my lewe, en waar probeer ek nog kliphard en het nog nie werklik oorgegee nie. Ergens het iemand dit baie mooi beskryf en sê, die uitdaging met onsself as 'n lewende offer op die altaar plaas, is dat dit gereeld afklim en weer op sy eie probeer. Een van die en die beste plekke waar ons kan kom in ons lewens, is waar ons besef, ons kan nie in ons eie krag dit regkry wat ons dink ons kan nie. En dat in totale oorgawe lê die oorwinning en lê die wins. Jy kan die gedeelte weer gaan lees op my Facebook bladsy, Eugene Kemp / Shrink, en jy kan vir my skryf eugenekemp@me.com.